Shalom, shalom, jy is ingeskakel by Herbou saam met Rian. Dis 'n voorreg om met jou te gesels en ek wil met jou oor iets persoonliks praat. Iets wat ek persoonlik ervaar het. En hierdie ding wat ek persoonlik ervaar het my nogal baie laat dink. En ek het baie dinge ervaar rondom hierdie persoonlike ding, want daar was so 'n paar weke terug was daar iets waaroor ek gememoreer het. Ek het gekla en ek het gememoreer en ek was ongelukkig oor iets. En die oomblik toe ek begin memoreer en ek begin kla, toe gebeur daar sekere dinge in die geestesriem. En ek wil hê dat jy vandag moet besef dat ons woorde het soveel krag. Ons woorde het soveel krag en die oomblik wanneer ons sekere uitsprake maak, dan gaan ons ongelukkig die vrug daarvan geniet. Die vrug van ons woorde. Dis tog wat die woord sê in die boek van Spreuke. Ons gaan die vrug eet van ons woorde. Maar dis baie belangrik dat ek en jy vandag sal besef dat ons kan nie kla nie, ons kan nie memoreer nie, ons kan nie sanik oor enige iets nie. Ons moet eintlik in blydskap en in opgewondenheid gaan na die troon van genade. En wanneer daar dinge verkeerd gaan in jou lewe, dan moet jy op die regte manier funksioneer. Kyk wat gebeur met die volk. Die volk trek uit Egipte uit. Man, wat 'n belewenis, wat 'n wonderwerk het hulle nie ervaar. Dis die dood van die eersgeborenes in die hele Egipte land en hulle trek uit sonder enige dood, sonder enige verlies. Inteendeel is hulle so geseënd, hulle het by die Egiptenare nog goed gevat en geëis en hulle is daar weg met al hulle besittings en nog meer. Weet jy, toe hulle in die woestyn kom en hulle stap net so eentjie, en is daar nog voor die berg Sinaï. Want jy sien, ons is nou op ons journey, ons het nou net Pesach gehad, en ons is op ons journey in die woestyn, en ons is op pad na berg Sinaï, want 50 dae nadat hulle uit Egipte land uitgetrek het, het hulle met Jahwe ontmoet by die berg Sinaï. En dis waarna ons uitsien, en dis volgende week, nou natuurlik die 8ste Junie, is Shavuot. Dis die uitstorting van Heilige Gees. Dis die gebeurtenis wat plaasgevind het by die berg Sinaï, waar Vader gekom het en hy het sy huwelikskontrak, sy katuba, vir sy volk kom gee. Maar op pad soontoe, in hulle journey, gebeur daar dinge. En hulle moan, hulle memoreer, hulle kla, en hulle is ongelukkig. En so 'n paar weke terug, toe besef ek, maar ek is nou soos een van die Israeliete. Ek is nou besig om te kla, ek is besig om te memoreer, ek is besig om ongelukkig te wees oor sekere goed, en ek besef, maar ek is nou besig om verkeerd te doen. Want jy sien, ek wil vir jou hierdie gedeelte gee in die woord, en ons weet natuurlik wat het verder gebeur met die Israeliete, want hoe meer hulle gememoreer het, en hulle het gememoreer teen die lewende God, dat hy so 'n uitspraak gemaak het om te sê, weet jy wat, almal onder die ouderdom van 20 af onder sal die beloofde land sien. Almal bo die ouderdom van 20 gaan die beloofde land nie sien nie, vanweë hulle negativiteit, hoe hulle memoreer, hoe hulle kla, en al daardie dinge. En is ongelukkig die mense reaksie. Ek meen, ons almal is so. Al is jy die mees diep gelowige, daar is baie keer dinge in jou lewe wat gebeur, wat jy memoreer, wat jy kla. En ek wil gou hierdie met jou deel. Luister gou hier. Ek wil hierdie met jou deel. Want dit kom voor in die boek van Filippense, die boek van Filippense, hoofstuk 2, vers 14. Hy sê die volgende. Hy sê, doen alles sonder memorering en teespraak. Doen alles sonder memorering en teespraak. En hier kom 'n resultaat. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees kinders van Elohim, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Wow, is dit nie amazing nie? Hier sê die woord dit so duidelik, doen alles sonder memorering. Alles. En teespraak. So met ander woorde, ek kan nie memoreer wanneer daar dinge gebeur in my lewe. Ek kan nie memoreer wanneer ek omstandighede ervaar en beleef nie. En inteendeel, die oomblik wanneer ek dit doen, dan spreek ek dood.
Die oomblik wanneer ek dit doen, dan spreek ek negativiteit. En as daar nou een ding is, wat ek glo in my hart, wat Vader nie kan verdra nie, is dat iemand kla en murmureer. Regtig. En ek besef maar, hoorie sorry, jy het verkeerd gedoen. Ek besef, maar ek het verkeerd gedoen. Ek is nou net soos een van daai Israeliete wat deur die woestyn getrek het en nou net die hand van Jahwe gesien en ervaar. Nou word ek net soos hulle en ek begin kla en ek begin murmureer en weet jy, ek val op my aangesig en ek begin repent en ek sê Vader, vergewe my. Vergewe my dat ek kla, dat ek murmureer. En baie van ons, julle het daai gesegde al gehoor, ons kla met die witbrood onder die arm. Julle het daai gesegde gehoor. En is ongelukkig hoe baie mense kla en murmureer en ons murmureer partykeer oor die kleinste ou dingetjies wat eintlik geen nut het nie. Kan ek jou gou vertel wat gebeur wanneer jy murmureer? Wanneer jy murmureer, wanneer jy kla, wanneer jy negatief is, dan vat jy die fokus weg van Jahwe jou Elohim. En jy plaas die fokus op die probleem. In ander woorde, jy het nie meer daai vertroue in wie hy is nie. Kan ek jou hierdie vraag vra? Is hy almagtig? Verseker. Is hy alomteenwoordig? Natuurlik. Is daar enige iets vir hom onmoontlik? Glad nie. So hoekom kan ons hom nie in elke aspek vertrou nie? Want jy sien, ek het in daai struik getrap, ek het in die struik van die vyand getrap, om te begin moan en te murmureer oor dinge wat buite my beheer is. En die oomblik toe ek het besef, toe kom ek agter, maar ek moet repent en ek val op my aangesig en ek begin roep na Jahwe en ek repent en ek sê, Vader, vergewe my dat ek murmureer. En ek moet weer my geloof plaas in die lewende God, en as jy jou lewe wil herstel en herbou, dan moet jy absolute vertroue hê op Vader. Absolute vertroue. En weet jy wat gebeur? Wanneer jy vertroue het, dan veroorsaak dit geloof. Daardie geloof is onbeweeglik. Onbeweeglik, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die situasie, staan jy bankvas op die woord, om te sê, Vader, ek gaan nie terugduins nie, ek gaan nie terugkyk nie, ek gaan nie my fokus verloor nie, ek gaan nie steun op die arm van 'n mens nie, want die oomblik wanneer ons steun op die arm van 'n mens, dan beteken dit ons het totaal ons vertroue verloor in die lewende God. En nou sê die woord in Jeremia hoofstuk 17, hy praat spesifiek daarvan, hy sê vervloek is so iemand wat vertrou op die arm van 'n mens. Wil jy geseënd wees? Dan moet jy weer jou fokus terugkry. Dan moet jy weer vertrou op die lewende God. Halleluja. Jy moet vertrou op die sterk, reddende regterhand van Jahwe ons Elohim. En as jy daardie vertroue het, het jy geloof wat onbeweeglik is. En dis die tipe geloof wat Vader van ons verwag. Daardie onbeweeglike geloof. Nie om te kla en te murmureer oor die kleinste ou dingetjies, en baie keer kla ons oor goed wat buite ons beheer is. En in elk geval, wanneer daar dinge is wat buite ons beheer is, dan beteken dit, Vader is in beheer. Dit beteken, Vader gaan hierdie situasie uitsort. Ek kan dit nie doen in my eie hoedanigheid nie. So die lewende God gaan vir my deurkom op 'n bo-natuurlike wyse. Halleluja. So maak jouself eintlik gereed vir 'n wonderwerk in jou lewe. Die oomblik wanneer daar dinge gebeur buite jou beheer, buiten dit wat jy met jou vermoë kan uitsorteer, dan moet jy eintlik jouself begin gereed maak vir die openbaring van 'n wonderwerk in jou lewe. Dis die geloof en die vertroue wat ek en jy moet hê. Halleluja. Mense, ek wil hierdie met jou deel, want ek het hierdie persoonlike ervaring gehad, en deur hierdie persoonlike ervaring het ek weer iets geleer. En ek het geleer dat ek kan nie eers vir 'n oomblik my fokus afhaal van wie Jahwe is nie. Ek kan nie vir 'n oomblik my fokus afhaal van sy almag en sy krag en dit plaas op 'n probleem nie, want dan het ek en jy moeilikheid. So mense, ek wil hierdie met jou gedeel het vandag, en ek glo en vertrou dat hierdie boodskap is 'n aansporing vir jou, dat jy absoluut in geloof sal staan. En wanneer jy dit doen, dan sal Abba Vader verheerlik word in jou lewe. Dis altyd lekker om met jou te gesels, is 'n groot voorreg. Baie dankie dat jy ingeskakel is, dat ek direk met jou kan gesels. En ek waardeer elke comment, elke like,
elke share, ons waardeer dit werklik waar en mag jy geseënd wees daardeur. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, geniet jou dag, tot volgende keer, Shalom.